Goeiemôre, dankie. Gewoonlik kyk die mense so skuins na my, asof ek van my klere dra. Dan vra hulle gewoonlik, waarom woon jy in die woestyn? Nou daardie vraag kry ek gereeld. Nou die lug in die woestyn is skoon en vars. En soggens ruik dit soos natgedoude salie en ander kruie. Hier in die woestyn kan ek kalm wees. Ek kan asemhaal, want dit is indrukwekkend. En dit is ekstreem, want hier kry jy die hitte deur die dag en in die nag is dit ijskoud. In die woestyn skop die wewertjies 'n geweldige lawaai in die soggens op. En dit is hier in die woestyn is dit asemrowend en dis indrukwekkend, selfs al lyk dit nie so nie. Dit lewe hierso. Hier in die woestyn roep ek saam met die wewertjies op. Pas aan of gaan dood. Dit is of alles of niks. My ma het my vertel, terwyl sy nog swanger was, en sy het naby Jesus gekom. Nou Jesus was nog steeds in sy moeder se baar. En dit het vir my groot vreugde gegee, want ek het gespring van vreugde. En dit hoe dit nog altyd was, vol vreugde. En vandag kom daar 'n groot skade mense na die Jordaanrivier. Hulle stroom in en hulle is op soek na iets. Nou teen middag gaan die diertjies gewoonlik slaap. Maar die mense stroom in. Die hitte is ondraaglik. Maar die mense kom. Want hulle soek. Hulle soek na die waarheid. Hulle soek na vrede. Vrede wat hulle gaan vrymaak. Hoop wat die onreg in die wêreld sal ontwrig. En ek spring om hulle te vertel daarvan. Is julle reg vir verandering? Die koninkryk van die hemel is op hande. Bekeer julle nou. My stem polder in die woestyn. As hulle gesoek het vir verandering, sal hulle moontlik by my kry, maar 'n sagte troosie beslis nie. Hierdie hitte brand, sonde en skynheiligheid skoon weg. Dit maak plek vir vrede. Sommige mense kom vir hulle eie redes. Daardie godsdienstige, oppervlakkige mense, die ABC mense, die attendance, buildings en cash, hulle kom gewoonlik afluister wat hier gaan gebeur. Ek sê hulle reg het, maak plek vir die koninkryk van God. Of julle gaan dit nie maak nie. Dit is 'n kwessie van oorlewing. Ek sê hulle sommer reg het. Ek het hom gesien aankom, toe die son gloei oor die heuwels van Juda. Jesus, ek het onmiddellik geweet, dit is hy. Waarom? Want ek het gespring van vrede. Maar ek het saggies vir hom gefluister, jy moet eintlik van my doop, ek vir jou nie. Maar hy het daarom aangedring dat ek hom moet doop. Toe hy uitkom uit die water uit, was daar 'n duif bo kan hom. En uit die hemel het hulle gesê, Here gesê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag. Die suiwerheid van die geliefdheid van Jesus, die seun van God, is geopenbaar.
Op daardie oomblik is ek gevul met vrede. Daardie tipe vrede wat jy laat sing in jou binneste. Jy doen presies wat jy gebore is om te doen. Ek is gebore om die pad gelyk te maak vir die een wat kom. Die een wat op daardie nie met water as ek gevul met sal doop nie, maar met die vuur van die Heilige Gees sal hy doop. Jy sien, dit het eintlik nooit gaan oor my nie. Ek was maar net die een wat verkondig het dat ek met die pad gelyk maak vir hom wat kom. Dit het nooit gegaan oor my nie. Net soos die woestynmaan moet ek die lig reflekteer, die lig van vrede. En julle ken my, ek sal daarvoor sterf as ek moet.